Soos vanoggend het ons so amazing tyd en dit is so 'n belangrike oggend want vanoggend is hierdie oggend waar ons regtig sê ons gaan ons kinders bring na die Here toe. En daar is niks meer belangrik as dit nie. As ons kinders na die Here toe toewy en sê Here, hierdie is ons kinders. Ons gee dit vir U, ons lê dit voor U neer. En vanoggend wil ek graag 'n gedeelte deel wat ek glo, ek wil eers praat oor die bid, toe ons gebid het wat die Here met ons gedeel het. Daar was twee ons het iets besonders vir my gesê het en ek dink as ouers dit kan eerstens leer vir jouself en tweede kan leer vir jou kinders, sal dit jou lewe verander. So was twee goed. Bradley het gesê toe hy op die golfbaan was, is daar iets wat hom herinner het. Hy sê verskillende ouens het verskillende skote geslaan. Die een was in die raf gewees, die ander was op die fairway gewees, die een het klomp skote gevat na die gat toe en van hulle het net 'n paar skote gevat om by die gat uit te kom. Maar die realiteit is almal het vir een doel gestreef. En ek wil vandag vir jou sê as jy vir jou kind kan vat na een doel toe, maak seker daai doel is Jesus Christus. As jy kind sê, weet jy wat my kind, ons kan jou nie beloof dat die lewe altyd gemaklik wees nie. Dit meen nie dat jy nie dalk 'n slegte skoot gaan hê in hierdie lewe nie. Maar een ding wat jy sê is, hou aan beweeg in die rigting wat God jou voorgeroep het. As jy een ding vir jou kinders kan leer en vir jouself kan leer is om te sê, ten spyte van die rukwinde van hierdie wêreld, moenie moed op gee nie. Want ons sien dit deur die legendes van die Bybel. Ons sien dit deur die manne wat voor ons gestap het soos die Job van ouds, soos hulle sou gesê het. 'n Man wat ingestaan het ten spyte van die storms wat gekom het en God het hom geseën, want hy het aangehou staan in God se woord. Mag ek en jy so wees, mag ons leer. Die tweede een wat gesê was deur Herman gesê. En Herman het gesê iets in sy gebed en ek dink is dit vir ons so baie beteken, of baie so baie beteken. Hy bid, hy sê dit voel ons deur soveel verskillende seisoene gaan. Elke persoon is baie vir 'n seisoen. Maar God is nog steeds in beheer van die seisoen. Hy wil hê jy moet dit leer vir jou lewe. Jou kind mag nog weet dat altyd alles nie altyd goed gaan nie. Jy gaan baie keer trane wees. Maar God is in die tyd van trane, is hy ook by jou. Die tyd wanneer ons glimlag, is hy ook daar. En mag ons dit leer en dan vir ons kinders ook leer. Amen. So dit is net goed wat vir my so uitgestaan volgend in die bid hier en ek het net gedink, as ons dit mis, mag ons dalk iets meer mis. Daar is amper genoeg om te sê, as kom huis toe gaan, ek dink Here het gedoen wat hy moes doen. Want as ons dit toe hard vat, en ons leer dat ten spyte van die storm, ten spyte van siekte, ten spyte van probleme, ten spyte van nood, ten spyte van oorvloed, ten spyte van dit dat het net goed gaan, God bly die God van die seisoen. Amen. En ons moet net aanhou beweeg na een doel toe. Daar was vir my twee goed besonders. So volgend wil ek iets met julle deel en hierdie is 'n mooi gedeelte om God te verduidelik, sy hart te verduidelik. En ek dink dat die werk van ouers is verskriklik belangrik dat ons moet God se hart verstaan en God se hart vir ons kinders leer. Okay? Maak dit sin? Ons moet God se hart verstaan, ons moet God se hart vir ons kinders leer. Die ding is, jy kan baie keer dink dat ons moet die heeltyd net, ons kinders moet altyd hulle sin kry, en in dit leer ons nie regtig God se hart vir hulle nie. Ons kan aan die ander kant wees en so kwaai wees met ons kinders, dat die mens nie genoeg liefde wys nie, en ons kinders leer dat hulle dink God is net die rigiede God, wat net ja en amen en alles werk so, en hulle verstaan ook nie God se hart uit liefde nie. En daarom is dit belangrik dat ons die balans van God ken vir ons eie lewe, en dan so daai balans van God kan oordra ook aan ons kinders en ons nageslag. Want ek moet vir jou sê, as jy kind so groot maak, gaan jou kind anderste tiener wees en 'n anderste volwasse wees, 'n man wees en vrou wees. Jy moet besef dat dit belangrik is dat jou kinders leer God se hart. En volgend, dink ek, daar's my baie min skrifte wat dit so mooi verduidelik, soos hierdie gedeelte Matteus 7 vers 9 tot 11. En ek wil julle met julle Bybel saam met my blaai, vir julle wat julle Bybel sê. Matteus 7 vers 9 tot 11. En ons gaan net hierdie kort stukkie, gaan ons deel volgend, en dan wil ons dit bietjie analiseer en uitmekaar uittrek, en
net 'n bietjie tyd om spandeer en dan sal ons beweeg na ons kindertoewyding volgend, want dit is vir ons 'n groot voorreg met ons kinders wat ons na die Here toe kan bring. Soos hierdie stuk is vir so belangrik. Ek wil hê jy moet dit besef, want jy's 'n kind van God, nie net jou kind is 'n kind van God nie. Amen. Soos dit is vir jou belangrik dat jy dit verstaan en dan is dit belangrik dat ons 'n kind oordra. Ek wil gou vir u iets sê, probeer jou kind nooit iets leer wat jy nie self doen nie. Want hulle sal nie verstaan wat jy probeer vir hulle sê nie. Ek het dit al gesien, my pa het baie keer vir my gesê, doen wat ek vir jou sê, moenie doen wat ek doen nie. Kyk, daar was hier en daar goed wat ek tog nie gedoen het nie. Maar daar was, wat ons doen in daai proses is ons is nie goeie voorbeeld vir hulle nie. En ons leer hulle nie dat God ons koning is nie, soos hoe leer ons hulle dat hulle moet daai koning volg. Maak dit sin, dit is baie keer moeilik. En ja, dit sit baie keer 'n bietjie groter challenges vir ons ouers. Baie keer dan besef ek, o Here, U gaan met my 'n paar goed nog leer voordat ek vir my kind kan goed leer. En dit maak dit baie keer moeilik en dit ons stoei baie keer bietjie met daai goed. Maar dit is goed vir ons. So hierdie gedeelte wat ek vir jou lees, Matteus 7 vers 9 tot 11. Hy sê, wie van julle sal vir sy seun / dogter 'n klip gee as hy of sy 'n brood vra? Verander nou die hy en sy na net dat dit van toepassing is. As jy of 'n slang as hy 'n vis vra. As jy wat sleg is, dan weet jy om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom vra. Soos hierdie is 'n baie interessante skrif. Maar dit klink bietjie odd. As 'n brood vra klip gee, soos Here, hierdie maak geen sin nie. As jy daaraan dink, verstaan jy, jy sal iets anders gebruik. Okay, brood dalk nie brood gee nie. Hoekom sê hy dit? Nou, geskiedenisskrywers en teoloë beskryf dit, hulle sê, daai area was daar verskriklik baie klippe wat gelyk het soos fisiese gebakte brode van daai tyd. Soos hulle sê, dit verskriklik baie so gelyk baie van daai klippe. Soos Jesus het verwys hierna, en toe hulle sê, 'n brood in 'n klip, toe kon hulle duidelik sien, dat die klippe kon hulle direk, die klippe lyk soos brode, hulle het in daai area groot geword. Nou ek het 'n ander teoloog ook gelees wat gesê het, hulle het ook slange en visse gehad, daar was 'n vis wat baie soos 'n slang gelyk, maar soos amper soos 'n paling as ek dit moet sê, as ek reg is, as ek dit sê. Verstaan wat dan die kinders deurmekaar geraak het tussen die slang en die vis, en dan partykeer was hulle dan tweede gekom in die geval. Verstaan dit bedoel? Soos daar was slange in daai area gewees wat soos visse gelyk het, en visse wat soos slange gelyk het, en so was dit aan die ander kant ook om gewees, dat daar brode was, wat dan, of klippe wat gelyk het soos brode. Dis net 'n bietjie geskiedenis, want dit is baie belangrik om te verstaan hoe hierdie konsep werk. Is julle by? So hy verduidelik vir ons, hy sê, wie van julle sal as sy seun hom 'n klip gee, 'n klip gee as hy vra vir 'n brood? Nou, wat is so besonders aan hierdie eerste gedeelte? Dis vers 9. Klip en brood. Die ding is brood, wat is brood se werk? Dis om jou te voed, korrek? Dis wat die werk is. Die werk van brood is om jou te voed. Soos ons kinders het altyd nodig dat ons hulle voed. Hy sê, maar in dit gee ons 'n namaaksel, soos Engelsman sê, 'n counterfeit. Ons gee hom iets wat lyk soos dit, but it's not true. Maak dit sin? Ek verstaan foon is convenient, maar baie keer is dit makliker om my kind 'n foon te gee as om God te gee. Korrek? Baie keer is dit makliker om my kind te sê, as sodra jy nie tevrede is, eerder as om verhouding te bou. Hoekom? Want dit is makliker om die klipbrood te gee, want hulle is volop, as om een te gaan bak waarmee ek jou kan voed. En wat die Here ons roep weer, glo ek as ouers, vir ons goddelike ouers wil wees, is dat ons weer diep verhoudings met ons kinders sal bou, en elke geleentheid soek om in diepte te wandel met jou kinders. En net so moet ons verstaan dat God is 'n God, hy gee nie vir jou 'n alternatief wat jou nie vul nie. Nou, as ek jou net my lewe vertel, op 'n tyd was ek totaal en al gaande oor gitare, en ek het verskriklike duur gitare besit,
My gitaarkollectie was seker so baie R500.000 werd op vandag se waarde. En dit was my inteendeel, dit was alles verkoop om hierdie kerk te begin, by the way. Dit was so moes ek geleer het om minder te hou daarvan, op 'n tyd, en meer te hou van die Here. Maar in elk geval, langs storie kort, en so het ons in hierdie kant was tyd, dit was my hele lewe het gedra om dit. Ek het goedkoop kar gery, maar ek het van die duurste gitare besit. As my kar gesteel was, my kar wat die probleem was, dit was die gitaar wat die probleem was. En dis wat het was, en ek het trotsheid daarin gehad, en dit was 'n ding vir my van, dit amper gemaak wie ek is. En tot op 'n dag te besef ek, dat hierdie bepaal nie wie ek is nie. Al het ek al hierdie goed, daar is nie vrede in dit nie. Dit is soos daai klipbrood, dit lyk of dit voedingswaarde het vir 'n tyd lank, maar as jy daar kom, dan kom jy agter, dit het nie voeding nie. En so hoor ons van konstante akteurs wat dieselfde ervarings beleef deur hulle lewe. En ons wil nie ons kinders moet daarop eindig nie. So Jim Carrey het gesê, hy sê vir jare het ek gedink, almal het gelag vir my. Almal het gedink, maar sonder my humor was ek niks. Want daai brood het goed gelyk, daai brood het gelyk of dit mense kan voed, maar op die ouende het agtergekom, hierdie brood het nie voedingswaarde nie. En in dit ontdek hy Jesus. En sy hele lewe word verander, en hy besef wie God is, en vir die eerste keer in sy lewe, verander sy wese en menswees, en sy identiteit verander. Julle kan altyd dit gaan oplees, dis amazing. En hy besef dat die brood van hierdie wêreld, of dit wat lei, die alternatief, die counterfeit, die namaaksel, sal nooit dit wees wat ware lewe vervoed nie. Net God se brood kan ons werklik voed. Maak dit sin? En dis die hart. Eerstens moet jy dit onthou, tweedens moet ons kinders dit leer. Want of dan gaan ons kinders in die wêreld in hardloop, en hulle gaan rykdom najaag, en hulle gaan lyk so sukses. Maar dit is nie sukses nie. Dit is nie sukses nie. Ek kan vir jou telke baie gevalle vertel van mense wat gesê het, Jesus, weet jy wat, die Here is goed vir ons, ons gaan goed met besigheid. Vandag sit hulle nie hulle voete in die kerk nie, want dit gaan so goed met besigheid, dat God by die deur uit is. Want weet jy wat die wêreld gegee het, vir jou counterfeit gegee, van dit wat reëel is en werklik is. Dit meen nie jou besigheid mag nie goed gaan nie. Moet nooit laat dit so goed gaan, dat God tweede kom. Want dan het jy 'n ander afgod in jou lewe, en dis nie God nie. Maak dit sin volgend? Mag ons altyd leer, dat ons bereid is. Die Here sê, dit wat ek wil vir jou gee is reëel, dit wat ek vir jou gee het voedingswaarde, dit wat ek vir jou gee het ewige lewe. Hy praat ook dat hy die brood van die ewige lewe is. Dit meen dat hy ewige lewe vir jou gee. Soos al sou jy hier deur rowwe tye gaan, en deur gesondheidskrisisse gaan, en deur huweliksprobleme gaan, sê die Here, daar sal 'n ewige lewe wees. Sonder pyn, sonder seer, sonder gebrokenheid, sonder hartseer, sonder trane. En dit is wat hy vir jou gee, ewige voedingswaarde en brood. Die tweede gedeelte praat hy van of 'n slang as hy 'n vis vra. 'n Slang as hy 'n vis vra. Soos die ene sê, dis 'n namaaksel. Ons kan ook die eerste gedeelte, die brood, ek gaan net weer teruggaan na die brood toe. Wat baie keer ook gebeur is dat ons dink deur om net kerk toe te gaan, dan lyk dit soos ware brood, maar dit meen nie dat dit ware brood is nie. Ons kan kerk toe gaan sonder om kerk te wees. Het jy dit geweet? Het jy geweet as jy in 'n BMW karaat slaap, as jy nie volgende dag 'n BMW nie? Net soos jy kerk toe kom, as jy nie 'n groot kerksmens nie. Jy moet toelaat dat God jou verander, sodat daai brood nie 'n brood is wat lyk soos iets nie, maar iets is. Dat as mense aan jou proe en jou sien, lyk jy soos lig, en jy loop soos lig, en jy voel soos lig. En mense sê, ek kan sien as jy praat, is daar iets anders aan jou. En deur dit gaan die Here konstant goed van ons afbreek. Dit is baie keer in my eie lewe wat ek agterkom, Rudy, jy lyk nie nou soos lig nie. Dit lyk nie soos wat die Here wil hê moet wees nie. There's not life in it.
En ek en jy moet direk konstant daai verander en sê, Here, ek moet soos lig lyk, want dis hoe U wil hê ons moet wees. En hoe doen ons dit? Deur om van die nagemaakte brood te eet. Nee, dis hard. Geen voedingswaarde nie en mag dalk 'n tand breek. Maak seker, jy kry van dit wat ewigheidswaarde het. Dit wat vir ewig bly staan. Tweede gedeelte is, as jou kind jou vis vra, wie sal my slang gee? Ek wil gou vandag vir jou vra, luister mooi wat jou kinders jou vra. Van wat ons besef is dat die Here verstaan wat ons nodig het. Nou, ek gaan nou iets vir verduidelik. Al verstaan ons nie wat ons nodig het nie. Ek gaan dit vir jou sê. Die Here weet wat ons nodig het, al verstaan ons nie wat ons nodig het nie. Jou kind vra jou baie keer goed wat hy nodig het, maar hy weet self nie altyd wat hy nodig het nie. Maak dit sin? Soos wat ons moet besef is, dat wanneer ons gee, net altyd gee wanneer dit nie God is nie, dan kan ons goed gee wat gevaarlik is. En dit wat goed lyk, kan op die ou ende jou kind se lewe verwoes vir ewig. Verwoes vir ewig. Weet jy wat 'n goeie voorbeeld, ek weet nie wie van julle het al daai nanny gekyk wat so met kinders werk, wat so met kinders wat regtig sukkel met dissipline nie. En 99% van die probleem word dit uitgesort deur wie? Deur die ouers. Hoekom? Want dit wat hulle gegee het, wat hulle gedink het was goed, op die ou ende was nie goed nie. Dit wat die kind gedink het hy het nodig, het hy nooit nodig gehad nie. En dit wat jy geplaas het in jou kind, het hom nie vasgehou aan die Here met 'n doel om te submit nie. Want dit was nooit geleer nie en dit het 'n gevaar geword vir daai kind. Maak dit sin? Maak dit vir almal sin volgens? So is dit baie keer in ons eie lewe. Jy vra dalk vir sekere dinge want jy wil jou identiteit in dit inbou. En die Here sê, ek kan dit nie vir jou gee nie, want ek is jou identiteit. Maak dit sin? As ek 'n paar voorbeelde gee, gaan julle baie kwaad wees vir my. So ek gaan nie voorbeelde gee nie. Ons kan ons goed in so verskillende ways ons identiteit inbou. Dat, ja, dit is regtig crazy. Ek kan nie gaan nie. As ek wil gaan ek ook net iemand kry wat net kwaad is my. Soos, ek wil regtig vir jou sê, is waarom bou ons identiteit? 'n Goeie voorbeeld wat dit net die equal ground maak, is hoe ons almal bly is as die Springbokke wen, tog het ons nie een vinger gelig as laat hulle wen nie. Ons skree aan die kant van die TV, kan jy nie eens hoor nie. Jy het jou vinger gelig, maar jy voel deel daaraan, want jou identiteit is saam met hulle. Jou identiteit is van, ek is deel, I belong, ek hoort hier. En die Here sê vir jou, weet jy wat, ek wil daai persoon wees. Ek wil die een plek wees waar jy voel jy belong. Ek wil die een wees waar jy voel jy hoort. Ek wil hê jy moet weet dat ek is jou God en koning. En dis wat die Here vir my en vir jou wil hê. Hy wil nie hê jy moet jou identiteit op iets anders inbou nie. Hy wil seker maak jy bou jou identiteit daaraan. En mense, dis maklik om ons identiteit te verloor vandag in sport, in jag, in vriendskappe, maas in familie. Dis so maklik om in familie jou identiteit te vind. Ek ken hoeveel maas dan bou hulle om hulle kids en as hulle kinders uit die huis het, is dit voel of hulle hele lewe uit mekaar het geruk is, want my hele lewe was net om my kids gebou. En my keer verstaan nie, ons moet ons kinders lief hê, maar ons moet seker maak dat ons identiteit altyd eerste in God gesetel is. Maak dit sin volgens? Leer jou kinders dit. Want weet jy wat gebeur, sodra jou kinders dit nie het nie, weet jy wat gebeur dan? As jou kinders dit nie het nie, dan gaan hulle toelaat dat almal hulle vertel wie hulle is en hulle gaan dit moet glo. Maak dit sin? Kinders gaan jou kind spot, Aru, ekskuus dat ek jou gebruik my kind. Hy was op tyd, was hy bietjie groter gebou. Nee, of nie, dit sê nie.
staan hy 'n groter gebou en in daai tyd was hy op 'n plek waar hy baie keer gespot was en hy moes konstant gehoor het dat sy identiteit 'n God is. Hy kon nie toegelaat het dat sy identiteit in iets anders gebou is. En as dit baie maklik of om te sê sorteer hulle net uit wat hy wil baie graag, maar dan sê ek nee, dis nie ons goed nie. Verstaan net bedoel? Maar ergens moet ons 'n identiteit bou in God. As jy nie 'n identiteit bou in God, jy gaan luister wat mense sê en mense gaan jou verwoes, die wêreld gaan jou verwoes. Van die wêreld weet nie wat sy identiteit nie. Dis hoekom jy sulke lang name kry vir identiteit. Ek weet nie eens wat noem hulle al daai goed nie, maar hy het so lang lys van goed wat al identiteit soos 500 en iets goed wees, want niemand weet wie hulle is nie. Niemand weet wie hulle is nie en hulle soek daai identiteit. Maar daai identiteit is gevaar soos 'n slang en hy voed nie die lewe van jou familie nie. Hy lyk great. Hy lyk great. Dit laat my dink soos die slang in die tuin van Eden, dit lyk goed. Het God regtig gesê om nie van daai vrug eet nie? God regtig dit gesê? Dis daai tipe way, uit 'n manier dit lyk so goed. Maar die einde daarvan is verwoesting. En ek kan vir jou dit verduidelik, dit is, ons sien daai gereeld. Weet jy wat 'n goeie voorbeeld daarvan? 'n kollega by die werk van 'n ander geslag. Want hy sê, "O, jy lyk pragtig vandag." Baie dankie. En voordat jy sou later kry van, "Yes," en dan vertel sy hoe terrible is haar man. Van, "Ag, sy, weet jy wat, my man, hy's nie 'n goeie man nie." En jy vertel haar hoe terrible is jou vrou. En voordat jy self kry, dan iewes skielik het jy iets gebeur en nou voel jy gevoel wat jy nooit gevoel het nie. Dis tipies dit. God het vir jou vis in gedagte, maar weet jy wat doen hy? Moenie aan die vis werk, jy moet op die skil nie. Moenie die vis uitsorteer nie. Nee. Kom ons fokus eerder op die slang. Want daai slang sal jou verwoes, my vriend. En vra vir die mense wat die pad gestap het, hulle sê 'n storie vertel. Die verwoesting van kinders, van families, van verhoudings, van vir ewig en vir altyd. Pas op waarmee jy besig is. En as jy, if you been there, dis okay. Dis tyd om te vergewe. Sê, Here, vergewe my. Spreek my vry en ons beweeg aan. Maar moenie toelaat dat die vyand kom met 'n way om ons te verwoes nie. Want op die ou einde sal dit altyd lei tot 'n plek van verwoesting. Maak dit sin? Laaste een. Laaste skrifvers. Vers 11. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Nou ek weet gou vanaand vra. As mense my vra, dink ek's 'n slegte pa, gaan ek vir jou sê nee, ek is nie. OK? Want ek's bereid om my kind regtig te probeer help om by die Here uit te kom ten spyte van all cost. Ten spyte van my eie genot. Ek kon al baie keer net vir hom gesê het, vat net alles wat jy wil hê. Ek is happy, jy is happy, dan gaan ons. Maar dit sou nooit vir hom ware brood gegee het nie. Soos ten spyte van my geluk het ek baie keer goed opgeoffer en ten spyte van dat dit baie keer 'n stryd was. Maar een ding wat die Here hier verduidelik is, hy verduidelik eintlik nie vir ons dat ons sleg is nie. Wat eintlik vir jou verduidelik is dat maak nie saak hoe goed jy dink jy is nie, is dit sleg teenoor hoe hy is teenoor jou. Maak dit sin? Is almal by. Sy goedheid is soveel groter as 'n pa se hart vir sy kind. Al is jou hart hoe goed vir jou kind, is God se hart soveel meer vir my en vir jou. En ons moet dit vir ons kinders leer, want as jou kinders dit nie leer nie, gaan hulle altyd dink dat hulle pad tog vir die wêreld en hulle keuse van loopbaan en idee is altyd beter as God se keuse. Maak dit sin? As jy hulle nie leer van kleins af, dat kies wat die Here sê, my kind, ons doen nie iets wat ons maak nie besluit, moenie net 'n beroep volg nie, hoor wat die Here sê moet jy doen. Dit is hoe jy beroep kies. Nie van, okay, ons kyk op die lys, wat maak die meeste? Google, wat is die 20 meeste grootste salarisse? As hy is hierheen. Dis wat jy gaan word. Ja, dis jy ons het doen nie. There's no life in it. Ek beloof dit vir jou, there's no life in it. Ek ken iemand baie naby aan my. Ek dink sy's 'n aktuaris of 'n CA, een van die twee. Maar in elk geval, lang storie kort, dis eintlik my niggie, ver langs niggie.
En sy het alles gaan swat en sy was geforseer in hierdie rigting. Sy moet dit word, want dit gaan vir haar toekoms gee. Toe sy klaar geswat het, toe sê sy, "Jesus, ek kan nie glo ek het klaar gemaak met dit. Ek haat wat ek doen. Ek haat wat ek doen. Ek het geen begeerte om te doen wat ek doen nie. Ek wens eintlik het ek al verder studeer. Vandag sit sy in Amerika, doen haar werk wat sy doen en sy geniet nie een dag van dit wat sy doen nie. Dit alles in die naam van 'n brood wat lyk soos 'n ware brood, maar daar's geen voedingswaarde nie. Maak dit sin volgend? Soos die Here verduidelik ons net hier, hy verduidelik ons eintlik ons as paas en maas as slegte ouers nie, maar hy verduidelik ons dat hy vir ons baie meer wil hê as wat ons onsself wil hê. Maak dit sin wat ek vir jou sê, want hy wil ware blydskap hê vir jou. Hy wil ware vrede hê vir jou. Hy wil ware oorvloed vir jou hê. Hy wil waarlik hê jou verhoudings en jou familiebande moet goed wees. Hy wil ware oorvloed vir ons hê. En baie keer dan soek ons net die namaaksel of die counterfeit, soos ons in Engels sê. Soos hiermee sê, hy sê, julle, wat dan sleg is, as julle dan weet hoe goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, nie goeie dinge gee aan die wat hom vra nie. En dis wat die Here se hart is vir my en vir jou, en ek glo volgende, dis waarmee ek gaan eindig. Is mag ons 'n kerk wees, waar ons God se hart leer ken, waar ons stap in God se wil vir ons lewe, en dat ons sal 'n kerk wees wat sê, ons sal lyk soos Jesus, loop soos Jesus, en soek dit wat Jesus vir ons instoor het. Amen. Ek wil vandag sê, wees bitter versigtig vir die vyand se manier om jou lewe te verwoes. Ek vra jou bitter mooi, wees bitter versigtig van hoe dinge gebeur. Pas op vir dit wat om jou aangaan. En dit kan in elke vorm kom, tot in 'n taxi. Enige manier kan dit kom. En dit kan ons lewe verander. Mag ons altyd dra dit wat God wil hê ek en jy moet dra. Amen. Is jy by? Soos daai is baie belangrik. Dan hiermee gaan ons eindig. Is julle gereed hiervoor? Hier gaan ons mee eindig. Soos volgende wil ek jou eerstens hierdie vraag vir jou vra. Is jy op die plek waar jy kan sê, Here, ek vertrou U dat dit wat U gee sal goed wees. En dat ek U kan vertrou deur hierdie tyd om ons te vat ergens heen. Kan jy God vertrou ten spyte van alles? Hy sê, because that even what the devil intended for harm, God will turn it into good. Soos tot dit wat die vyand teen jou bring, gaan God omdraai vir iets goed. Jy mag dalk nie sien hoe dit gaan lyk nie, of jy weet dalk nie hoe dit gaan lyk nie, maar ek kan vir jou sê, I've seen it in my own life. My lewe was weggeruk die dag toe ek moet gaan vir my volgende knieoperasie. So opset met die Here. Ek sê volgende jaar Lions proewe gehad het, al die goed het gebeur, dinge se gebeur het. En daai oomblik voel dit of die Here my hele lewe by my wegvat op daai oomblik. En ek weet, baie keer sê ja, dit was die fout, maar het gesê, maar ek gebid voor die tyd, hoe laat die Here dit toe? Hoe kan die Here so iets doen? My hele lewe het gevoel word by my weggevat. My identiteit was weggevat, want my identiteit was in rugby. Totaal en al. En om 'n lang storie kort te maak, vandag sal ek dit ruil vir daai lewe, al sou ek springbok gespeel het. Nee, ek sal nie. Geensins nie. So lief soos ek vir sport is. Vir jare het ek drome gekry, het ek nie eens rugby gekyk het nie, want dit was te seer geweest, ek beloof dit vir jou. My hart is te seer, ek het nie eens rugby gekyk nie, ek beloof dit vir jou. Dan kry ek nagmerries oor dat ek nie kan speel nie, of ek speel en dan heeltyd, want my hele lewe omgedraai. Vandag kan ek vir jou sê, ek sal nooit my lewe verruil vir dit wat die Here my voorgeroep het. Want ek het die ware brood beleef en ervaar. Maak dit sin volgend? Dit meen nie dat jy nie kan professioneel rugby speel en die Here dien nie. Dis nie wat ek sê nie. Maak dit seker jy die ware brood en jy hou nie net vas aan brood wat half is en nie jou kan voed nie.
Wees versigtig vir goed wat die prioriteite van God in jou lewe invat. Ek het dit gesien in my lewe soveel keer, hoe dit verhoudings en lewens verwoes. Soos oggend, hiermee eindig ons, is mag ek en jy die keuse maak om te sê, Here, ek vertrou U.